Aan die agterkant van julle blaadjies het julle al die teksgedeeltes wat ek vandag hier gaan noem. Daar is nog so 1 of 2 of 3 ander teksgedeeltes ook, maar ek gaan hoofsaaklik op hierdie teksgedeeltes fokus vandag. En ons tema vir vandag is 'n stap in gehoorsaamheid. Matteus 28 vanaf vers 18 tot 20. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle tot aan die voleindes van die wêreld. Hierdie skrifgedeelte het aan almal van ons bekend geword oor jare heen. Ek glo nie daar's iemand wat hom nog nie gehoor het of nie al 'n paar keer gelees het nie, maar hy het aan ons bekend geword as die groot opdrag. Met goeie redes natuurlik. En hierdie woorde van Jesus word vandag nog geleer en gehoor, en dis nog steeds ons as sy volgelinge se keuse om daaraan gehoorsaam te wees of nie. En hierdie opdrag aan die eerste gelowiges wat dit gehoor het die opdrag gehad om die te doop wat tot geloof gekom het in die evangelie van Jesus Christus. Die boek Handelinge is die storie natuurlik van Jesus se volgelinge wat die wêreld ingegaan het en die evangelie verkondig het met die hulp van die Heilige Gees, sien ons, wat teenwoordig was, het gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. So die hele boek van Handelinge gaan nie oor, en voorbeelde, wil 'n paar voorbeelde vir julle noem van die boek in aksie, die doop in aksie in die boek Handelinge. En ek het dit op julle afkondigingsblaadjies gesit, en ek wil julle asseblief vra, gaan lees hierdie gedeeltes by die huis, aandagtig en binnendeur, en laat die Here toe om dit jou eie te maak, wanneer jy dit doen. Dat ons almal persoonlik die woord van die Here sal gaan ervaar, en daardeur oortuig raak. Eerste voorbeeld was die Samaritaanse bekeerlinge. Filippus het woord gebring aan hulle, en hulle het tot wedergeboorte gekom, en hy het hulle gedoop. Toe die Ethiopiër, die hofdienaar, julle ken die bekende storie ook, ek dink ek het so 'n week of 2 gelede daaroor ook gepraat, wat op die wa was, gelees het uit die boek Jesaja, en Filippus het by hom op die wa gaan sit en met hom begin praat, en hy het die evangelie gedeel, en hy het die evangelie aanvaar, hy het tot geloof gekom, en toe hy by water verbygaan, toe vra hy vir Filippus, nou hoekom sal ek nie gedoop word nie, en hy is gedoop. Verdere voorbeeld, Handelinge 22 vers 6 tot 21, en hier sien ons Paulus sy eie lewensverhaal, sy eie getuienis, en waar hy sê hoe dat Ananias hom gehelp het, en hoe dat hy ook uiteindelik gedoop is. Dis sy hele getuienis van hoe hy tot bekering gekom het en toe gedoop is. En dan in Handelinge 10:44 tot 47 sien ons Petrus, wat met 'n klomp mense gepraat het, hoofsaaklik die heidene, en hulle het die evangelie van Jesus geglo, en hulle is gedoop. Sien Handelinge 16 vers 30 tot 33. Die tronkbewaarder wat tot bekering gekom het, hy en sy hele gesin, en Paulus en Silas het hulle gedoop. Wat is baie duidelik uit al hierdie voorbeelde? Die doop is 'n uiterlike uitdrukking van dit wat innerlik met jou gebeur. 'n Uiterlike uitdrukking van jou besluit om in Jesus te glo, dat hy die Here is en dat hy jou koning is, en dat jy uiterlik uitdrukking gee aan hierdie innerlike belewenis, hierdie innerlike ervaring en hierdie innerlike besluit. Wat nog duidelik is dat die doop nie iets is wat
later hoef te gebeur nie. Dit kan dadelik gebeur, wanneer iemand tot geloof kom. Dit kan onmiddellik gebeur, wanneer iemand wedergebore word. Wanneer iemand gered word. So, wat glo ons oor die doop? Of wat het ons altyd geglo? Maar wat glo ons wat deel is van hierdie gemeenskap van gelowiges vandag? Ons glo vandag dat die eerste stap tot geloofsgehoorsaamheid nadat jy tot bekering gekom het, is die doop. Die doop is bedoel vir hulle wat glo in die evangelie, wat glo in die goeie nuus van Jesus Christus en dit wat hy gedoen het, sy verlossingsdade aan die kruis. Die doop red jou nie. Ons word gered deur ons geloof in Jesus. Die doop is 'n opdrag van Jesus en ook van die apostels aan die gelowiges in die Nuwe Testament. En julle sien dit daar in Matteus 28:19, dit wat ek net nou gelees het, Jesus se opdrag, en toe die apostels ook in Handelinge 2 en in Handelinge 10 opdragte gegee. Jy word ook nie net gedoop omdat jy lus voel om gedoop te word nie, maar omdat jy die koningskap van Jesus in jou lewe erken en omdat jy dit ernstig opneem. Nie omdat dit 'n warm dag is en jy dink dit sal lekker wees om af te koel nie. Die doop is simbolies. Dit is 'n uitdrukking van ons geloof in die beloftes van God. Hoor mooi wat sê hy hier. Dis soos 'n persverklaring. Alhoewel dit 'n baie persoonlike besluit is om gedoop te word, is dit nie privaat nie. Jesus self het gesê ons moet dit openbaar maak in Markus 8 vers 38. Hy sê, wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam. So die doop is hoe ons dit wat werklik in ons harte gebeur, hoe maak ons dit sigbaar? Dis ook simbolies, dis soos om jouself te bad. Romeine 6 vers 4 en 5 sê, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Handelinge 22:16, en nou waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas. Simbolies, né? Nou dat jy sy naam aangeroep het. Ananias wat gesê het, moenie wag nie, doen dit nou. Die doop illustreer dus die geestelike afwassing van ons skuld, né? Van ons sonde wat moontlik gemaak is deur Jesus se dood aan die kruis en sy opstanding uit die dood. Maar die doop is nie net simbolies nie. Dit is ook die uitdrukking van ons geloof nie net in God se beloftes nie, maar ook vir God se beloftes. Handelinge 22 vertel Paulus nou sy hele storie, hoe hy tot geloof gekom het in Jesus, en een deel van sy storie vertel hy hoe 'n ander volgeling van Jesus, Ananias, hom gehelp het om uitdrukking te gee aan sy geloof deur die waterdoop. En dat dit vir hom amper soos 'n gebed was om die Here te vertrou vir al sy beloftes om waar te word in sy lewe, vir sy sondes, om vergifnis te ontvang vir sy sondes, maar ook vir die beloftes van God om die gawes van die Gees te ontvang. So hy vertrou ook eintlik daarmee saam, sê Paulus, die Here vir die vervulling met die Heilige Gees. Ons het laas jaar in diepte hieroor gepraat. Handelinge 22 vers 16 staan daar, en nou waarom versuim jy? As Ananias in die woord weer, staan op, laat jou doop en jou sondes afwas. Wanneer? Terwyl jy die naam van die Here aanroep. Terwyl jy dit doen, is dit eintlik 'n gebed. En jy vertrou die Here vir sy beloftes. Michael Eaton sê in een van sy Bybelkommentare, sê hy, Paulus is gehelp om uitdrukking te gee aan sy geloof en om die Heilige Gees te ervaar.
Ananias het vir hom gesê om uitdrukking te gee aan sy geloof, deur om in water gedoop te word. Deur dit te doen, roep hy die naam van die Here Jesus aan en hy kon verwag dat die Here sy gebed beantwoord deur vir hom die versekering te gee dat sy sondes vergewe is. Vir sonde om weggewas te word beteken dat die gelowige se gewete gereinig is. Die doop is ook as ware 'n gebed vir die uitstorting van die Heilige Gees. Die doop regverdig jou nie. Dit kan alleen gebeur deur jou geloof in Jesus Christus. Maar die doop is die volgende stap in jou proses van heiligmaking. Dit is 'n belydenis van jou geloof. Die doop is 'n gebed waarin jy die naam van die Here aanroep en die Here sal die gedoopte persoon eer bloot omdat hy enige uitdrukking wat jy gee aan jou geloofsoortuiging, omdat hy dit eer en beloon. Dis wat met Paulus gebeur het. Dis nie water wat een of ander magiese krag het nie. Bonatuurlike kragte het nie. Maar die Here eer ons geloof. En hy hoef dit nie dadelik te doen nie, maar baie keer doen hy dit. Maar weet dit, die feit is, vroeër of later sal jou geloof beloon en beantwoord word. In Hebreërs 11 vers 6 staan, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om die wil van God te doen. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Daar's altyd vrae oor die doop. Veral as jy groot geword het met die bediening van die baba doop. Dit is so, daar is altyd vrae. Ek het die Here vertrou dat ons miskien een of twee van hierdie vrae kan beantwoord vandag. En een vraag is, as ek dan nou as baba gedoop is dit nodig dat ek weer gedoop word? Natuurlik 'n goeie vraag, wat al baie wye bespreking uitgelok het, daar's al boeke geskryf daaroor. Jy's net veronderstel om een keer in die naam van Jesus gedoop te word. Maar luister nou net klaar. Want jy kan net een keer gered word. Soos 'n huwelik, né? Net een huwelikseremonie vir een huwelik. Maar hierdie is nou belangrik om te verstaan, en ek sê dit omdat ons die woord van God eerbiedig. Ek is nie daarvan oortuig dat die baba doop 'n doop is wat die Bybel erken nie. Ek is absoluut oortuig daarvan dat jou doop as baba baie spesiaal was vir jou ouers en vir jou familie. Maar kom ons wees nou maar eerlik, was nie so spesiaal vir jou nie. Want jy kan dit nie eens onthou nie. Die baba doop gaan so ver terug soos die 3de eeu. En ons wil nie 'n argument wees met kerke hieroor nie. Ons wil graag in eenheid wees met ander gemeentes en kerke oor ons geloof in Jesus Christus. Maar ons is ook aanspreeklik om God se woord te leer soos wat die Heilige Gees ons daarvan oortuig. En ons sien nie dat die woord enige lering gee oor die baba doop nie. Ons moet teruggaan na die 1ste eeu na Christus. Dit wat Handelinge beskryf, die Nuwe Testamentiese kerk. Ons het reeds gesien dat daar 'n paar sleutelaspekte is tot 'n goeie inisiasie as volgeling van Jesus Christus, nê, jou proses, jou heiligmakingsproses wat daar begin. En die eerste daarvan is, ons geloof is in Jesus Christus, ons Here, ons koning. Bekering en dan die doop. En dan die ervaring van die belofte van God van die Heilige Gees. Die Heilige Gees, onthou julle, kom woon in jou die oomblik wat jy tot wedergeboorte kom, maar die vervulling van die Heilige Gees kan of dadelik gebeur daai dag of later in jou lewe. En hier sê die woord, dit kan gebeur wanneer jy in die doop jou geloof bely en die Here maak sy beloftes waar en jy ontvang die gawes van die Heilige Gees. Somtyds is die volgorde, as jy reg onthou, nie presies so nie,
Ons het laas jaar daaroor ook gepraat. In die boek Handelinge sien ons dat sommige van die geestelike sommige die geestelike doop of die vervulling van die Heilige Gees ontvang het voor hulle doop. Die klomp mense met wie Petrus gepraat het, almal tot bekering gekom en het gawes ontvang en hulle is eers daarna gedoop. Maar altyd sien ons dat 'n persoon eers die evangelie hoor en dit glo en dan slegs word hulle gedoop. Geloof kom altyd voor die doop. Iemand word nie gedoop met die hoop dat hulle eendag tot geloof sal kom nie. Dis nie Bybels nie. Daarom doen ons eerder 'n toewyding van 'n baba. En vertrou die Here dat daardie kind later self 'n toewyding sal maak aan die Here Jesus Christus, sy geloof sal bely en dan gedoop sal word. Dan 'n versoek sal plaas om gedoop te word. Argumente wat soms gevoer word, babietjies is in die Ou Testamentiese tye is hulle besny en as teken van 'n gesin se geloof het dit gebeur. En nou word die babietjie later gedoop. Die feit dat babietjies later gedoop is, word nou beskou as iets wat dieselfde weergawe is van die babietjies wat besny is in die Ou Testamentiese tyd. Dis ook nie Bybels nie. As jy na Kolossense 2 gaan kyk, sal jy sien dat die Ou Testamentiese besnydes verwys het na hoe die Here eendag die harte van gelowiges sal besny deur die Heilige Gees. Dit verwys nie na die waterdoop nie. Daar's ook die huisgesin argument. Paar keer in Handelinge sien ons dat 'n hele gesin gedoop is. Byvoorbeeld die tronkbewaarder en sy gesin met wie Paulus en Silas gepraat het. Handelinge 16:31, sy hele gesin is saam met hom gedoop, maar net voor dit staan daar, en dis baie belangrik om dit te hoor, vers 31 en 32, Handelinge 16, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin, en hulle het aan hom, dis nou Paulus en Silas, het aan hom die woord van die Here verkondig, en aan almal wat in sy huis was. Kan jy die woord van die Here verkondig aan iemand en daai persoon kan glo wanneer hulle 'n babietjie is? Nee. Dit kon net verkondig word en geglo word aan iemand en geglo word deur iemand wat ouer is en wat die woord verstaan en wat dit kan glo en kan getuig daarvan. So, dit maak net nie sin om 'n 1 of 'n 2-jarige babietjie te doop nie. Dit maak ook eintlik nie sin om 'n kind jonger as 5, 6 jaar te doop nie, tensy daar dit duidelike bewyse is dat hulle die evangelie verstaan en dat hulle kan getuig van hulle persoonlike geloof in Jesus. En tensy hulle self kan versoek om gedoop te word in gehoorsaamheid aan God se woord. Nie omdat iemand anders vir hulle gesê het hulle moet gedoop word nie. Om gedoop te word, baptism, kom van die Griekse woord baptismo, wat beteken om onderdompeld te word. En om besprinkel te word, laat tog nie reg geskied aan die doop, soos wat dit in die Bybel beskryf word nie. Wat doen ons deesdae met babas in hierdie gemeente? En julle het dit waarskynlik al agtergekom. Ons wy hulle saam met hulle ouers toe aan die Here. In die hoop dat hulle eendag self 'n besluit sal neem, tot geloof sal kom, 'n keuse vir Jesus sal maak en gedoop sal word. Jesus self is in die tempel toegewy deur sy ouers. In Lukas 2 kan julle gaan lees. En hy het later self gekies om gedoop te word deur Johannes die Doper. Julle onthou Johannes het aanvanklik geweier en gesê nee, en Jesus het hom oortuig in Matteus 3 vers 15. Jesus het hom geantwoord: "Nogtans moet jy nou doen, want op hierdie manier moet ons almal aan die wil van God voldoen." En daarna het Johannes ingestem en Jesus is gedoop. En wat het gebeur die oomblik toe Jesus gedoop is?
Die Heilige Gees het oor hom gekom. En dis eintlik waar Jesus se bediening begin het. So terug by die vraag, moet ek dan weer gedoop word? Moet ek weer gedoop word? Wel, daar is geen rede om dit te minag of dit te beledig, wat met jou gebeur het as 'n baba nie. Dit was absoluut betekenisvol in dit wat gebeur het, die besprinkeling, in die sin dat die gebede wat daai dag gebid is heel waarskynlik iets wat later in jou lewe waar geword het, en dalk een van die redes hoekom jy tot geloof gekom het. Maar om iemand te besprinkel wat nog nie die evangelie verstaan nie, is nie die Bybelse doop nie. So ek stel nie voor dat jy weer gedoop word nie. Maar ek stel voor dat jy vir die eerste keer gedoop word. Soos wat die Bybel die doop beskryf. Nog 'n vraag. Maar sê nou maar, ek was 'n volgeling van Jesus. Ek wil dit net duidelik stel as ek sê, ek stel nie voor dat jy nie weer gedoop word nie, maar dit beteken net, as jy gedoop was as 'n baba en jy laat jou nou doop, is dit eintlik jou eerste doop. Dis wat ek bedoel. Nog 'n vraag, maar sê nou maar, ek was 'n volgeling van Jesus vir baie jare lank, sonder om die Bybelse doop te ondergaan of die waterdoop, is dit nou te laat? Iemand het die voorbeeld eendag gebruik wat vir my nogal mooi dit verduidelik. Veronderstel jy is getroud jare terug en jy en jou vrou het om een of ander rede besluit, julle gaan nie vir mekaar 'n ring gee. Wat is simbolis van die beseeling van die huwelik nie, nê? Nou kom jy 'n hele klompie jare later agter, nee, maar jou vrou sou dan baie eintlik graag wou gehad het dat jy vir haar 'n ring moes gee. Wat is jou antwoord? Nee, joh, liefie, ek dink jy het jou kans gehad. Weet jy wat kos ringe deesdae? Wat doen jy? Jy sê, jy sluk jou trots. En as jy haar liefhet, koop jy vir haar ring. Beroof die bank, koop vir haar ring. Ons het ons trots ingesluk en gedoen wat ons jarelang al moes gedoen het. Ons het 'n doopbad geïnstalleer. Dit is nooit te laat om gehoorsaam te wees nie. En ek moet bely, ek was vir baie lank ongehoorsaam. Ek het altyd hierdie gedagtes gehad van, as in leierskap in hierdie gemeente, kan ek die gemeente in die moeilikheid laat beland, en Ermelo Oos kan getuig word, en al hierdie goeders kan gebeur. Ek was ongehoorsaam. Nou was 'n tyd wat ek net nie meer kon uithou nie, en ek en Betsy het ons laat doop, nadat ons baie jare al gelowiges was. Moenie uitstel nie. Hoekom sal ek iets so wonderlik uitstel? Deur gehoorsaam te wees, maak jy eintlik die deur oop vir die Heilige Gees om jou te kom bekragtig, te kom vul met sy gawes. Maak nie saak hoeveel jare jy al 'n gelowige is nie. Ananias sê in Handelinge 22:19, en nou, waarvoor nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy naam aangeroep het. Daar kan redes wees hoekom jy kies om nie gedoop te word nie. Ek sal dit doen wanneer ek voel die Here oortuig my om dit te doen. Absoluut 'n geldige punt, maar het die Here nie alreeds vir ons gesê nie om dit te doen nie? Hoekom moet hy ons nog oortuig van iets wat hy reeds gesê het ons moet doen? Of ek beskou my belydenisaflegging toe ek in standaard 9 of standaard 'n matriek was, as die moment van my openbare belydenis van geloof, ek hoef tog nie dit te dupliseer met die doop nie. En dis waar dat baie gelowiges in 'n oomblik van opregtheid en erns, baie van daai jong mense in opregtheid en erns 'n openbare belydenis van geloof gemaak het, dis waar.
En nou, alhoewel dit 'n goddelike oomblik was, wat vir baie jong mense baie betekenisvol was, is dit nie waartoe die Here ons roep in die Bybel in terme van die doop nie. Terwyl jou geloofsbelijdenis eintlik al die jare ook 'n moment was van bevestiging dat jy nou gereed is om 'n volwasse lidmaat in die gemeente te wees, is die doop heeltemal iets anders. Dit is presies die feit dat jy dit wat innerlik gebeur het, openbaar kom getuig, uiterlik laat gebeur. Ja, maar my ouers en my oupa en my ouma sal baie ontevrede wees as ek my weer laat doop. Of as ons baba laat toewy in plaas van hom of haar te laat doop. Dit is natuurlik 'n realiteit en dis te verstaan, hè? En daar's geen bedoeling om enige spanning in die familie te veroorsaak. Geen bedoeling om iemand anders se geloof te ondermyn of om nie respek daarvoor te hê nie. Die realiteit is dat wanneer ons gehoorsaam is aan dit wat die woord vir ons sê, sal ons opofferings moet maak. Sal dit opofferings verg. Dit sal moeilike uitdagings teweegbring in jou reis saam met Jesus. Hy sê in Matteus 10 vers 37, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Ons moedig jou dus aan om sensitief in liefde, maar met moed te oorweeg om Jesus te volg in gehoorsaamheid. As jy dus gedoop wil word, as jy jou sondes bely het, jou geloof in Jesus Christus betuig het, in jou Here geplaas het, Jesus die Here, om vir jou verlossing te gee, as jy sy daad van verlossing vir jou aan die kruis aanvaar het, en bely dat hy gesterf het en opgestaan het uit die dood, en jy die begeerte om gedoop te word, dan praat jy met my, of met die leierskap, en ons reël dit, en ons begelei jou in die proses, om of hier of deur iemand anders, 'n ander gelowige gedoop te word. Dit kan enige tyd en enige plek gebeur. Dis 'n wonderlike geleentheid om vriende en familie te nooi, om dit saam met jou te vier. Dit kan gedurende die diens wees, dit kan na die diens wees, as al die ander mense uit is, en jy nooi jou familie en jou vriende in, en dit word hier gedoen, dit kan enige plek wees. Of in jou klein groep byeenkoms, saam met jou gelowige vriende. Dis altyd goed, glo ek, om vooraf 'n gesprek te hê met die persoon wat jou gaan doop, om jou storie, jou getuienis te hoor, van hoe jy tot geloof gekom het, jou geloofsverklaring. En jou getuienis, net soos Paulus sin, bestaan, onthou julle, ek dink van julle sal dit onthou as julle dit gaan lees, bestaan uit hoe sy lewe was. Dis deel van sy getuienis, dit het hy getuig voor die mense. My lewe was so, en toe was daar 'n moment wat hy tot wedergeboorte gekom het. Sy getuienis behels daai moment, wat het daar gebeur, waar dit gebeur, hoe dit gebeur, en dan het hy getuig van hoe sy lewe was, na sy wedergeboorte, na sy bekering. Daar is hoofsaaklik 2 basiese dinge wat die doop skriftuurlik aanvaarbaar maak. Geloof in Jesus Christus is die eerste. Het gaan nie oor persoonlike morele prestasies nie, maar oor jou vertroue in Christus as jou verlosser en jou koning. Eers wanneer jy jou geloof in Jesus bely, kan daar enige heiligmaking begin plaasvind. Enige transformasie in jou lewe, verandering. Jesus, jy is veronderstel om gedoop te word, nie uit dwang, of omdat jy lus voel om gedoop te word nie. Sonder geloof in dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het, kan jy nie gedoop word nie. Het gaan oor ware geloof, dat Jesus is wie hy sê hy is, en dat dit wat die Bybel sê hy gedoen het, ook waar is. Dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Die tweede basiese ding wat die doop skriftuurlik maak, is
onderdompeling onder die water in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die ware doop is wanneer iemand onderdompel word deur 'n ander gelowige as 'n stap van gehoorsaamheid en op grond van hulle geloof in Jesus Christus. Nee, hulle geloof in wie hy sê hy is. En hulle geloof in dit wat die Bybel beskryf hy gedoen het. As die twee dinge waar was, toe jy die eerste keer gedoop is, en jy het alles verstaan, en jy het dit bely, hoef jy nie weer gedoop te word nie. Nou, julle kan gereed maak, hoor. Al voel dit of jy 'n bietjie gebackslide het, na jou doop, en nou voel dit vir jou, nee, ek moet weer gedoop word om dit reg te maak. Iemand het eendag gesê, die ou het gesê, dit het my gevoel of die doop nie gevat het nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dit gebeur dat gelowiges na hulle doop 'n geloofskrisis kan beleef. Dis nie 'n rede om weer gedoop te word nie. Die doop moet eerder altyd 'n herinnering wees daaraan dat die Here getrou is en dat dit sy getrouheid is en nie myne nie. Wat ons red. Wanneer Christus ons red deur geloof, kan ons soms twyfel, soms selfs wil weghardloop, maar Christus bly getrou. Opregte geloof maak jou doop geestelik betekenisvol. So wat is nodig vir iemand om gedoop te word? Geloof. Doop is gewoonlik 'n onmiddellike uitdrukking van geloof en dis nie iets wat noodwendig eers gereël hoef te word nie, op 'n latere stadium te gebeur nie. Ek het baie oor gedink, ek sal nou waarskynlik nie sommer net iemand wat vorentoe stap wat ek glad nie ken het, nie doop voordat ek nie net eers met hulle gesprek gehad het nie, maar as ek weet en jou ken, en hier word eendag iemand gedoop, en die Here oortuig jou daar, jy moet gedoop word, en jy kom vorentoe, sal ons jou doop. Het is belangrik om te weet, dat die doop nie 'n vereiste is om gered te word nie. Dis nie waar dat jy nie hemel toe sal gaan as jy nie gedoop is nie. Die wat aan die kruis gehang het langs Jesus, was dieselfde dag saam met hom in die hemel. En hy is nie gedoop nie. Daar is nie 'n direkte korrelasie tussen die doop en verlossing nie, wel tussen geloof en verlossing. Daar's tog 'n koneksie tussen die waterdoop en die vervulling met die Heilige Gees. Die waterdoop is eintlik 'n gebed vir die gawes van die Heilige Gees, 'n simboliese gebed vir die volgende ding in jou geestelike groeiproses, nadat jy tot bekering gekom het om te gebeur, en die volgende ding is om gedoop te word. Met die water doop jy, en jy gee uitdrukking aan jou geloof, en jy vra die Here om jou te seën met vergifnis van sonde en met die gawes van die Gees. Dis nie asof iets moet gebeur wanneer jy met water gedoop word nie, maar soms gebeur dit, dat jy dadelik vervul word met die Gees. 'n Gebed, die simboliese handeling van die waterdoop. En dan, dadelik of later, die teken van die vervulling met die Heilige Gees. Ek som op. Daar is soveel tekste in die Nuwe Testament wat verwys na die waterdoop, en ek het die meeste daarvan vir julle op daai blaadjie aangedui. Een van die sterkste verklaringe oor die waterdoop vind ons in 1 Petrus 3 vers 20 en 21. Luister baie mooi wat staan hier. Moenie 'n afleiding maak voordat ek dit nie klaar gelees het nie. Net 'n klein klompie in die ark. Hier word verwys na iets wat in die Ou Testamentiese tyd gebeur het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God. Dit is eintlik 'n gebed tot God, Paulus het dit ook gesê, om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van nie die doop nie, die opstanding van Jesus Christus. Jou geloof daarin. Die waterdoop is 'n uitdrukking van jou geloof, ook 'n uitdrukking
aan die beloftes van God, die vervulling van die Heilige Gees wat jy graag wil ontvang. Dit is deel van gehoorsaamheid as die Here sê, jy moet dit doen. En hy het dit klaar gesê. Dit help as herinnering aan die dag wat jy in die openbaar uitdrukking gegee het aan dit wat in jou hart gebeur het. Innerlik. Oorgawe aan Jesus Christus. En dit is 'n gebed vir die Gees van die Heilige Gees. Bekragtig my met u Gees, Here. Jy sê eintlik net, Here, ek is gereed om ook gedoop te word met die Heilige Gees. Die Here seën nie die water nie. Hy sal jou geloof en jou moed en jou skaamteloosheid en jou gehoorsaamheid seën op sy tyd. Amen. So ons gaan nie